Dit is stilwordtyd rondom die woord van die Here en dis my baie groot voorreg om vanmôre saam met jou vanuit God se woord te lees. Hartlik welkom liewe vriende by ons oggendoordenkings van uit die woord digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vandag uit die woord van die Here, Genesis 4 vers 1 tot 12. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad. En sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword, en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain: Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain: Waar is jou broer Abel? En Kain antwoord: Ek weet nie. Moet ek dan nou my broer oppas? Maar die Here sê: Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Liewe vriende, hierdie baie bekende geskiedenis van Kain en Abel is 'n belangrike lewensles wat die Here vir elkeen van ons kom leer. Hierdie gebeure is nie verniet in die woord van die Here opgeteken nie. Dit wys vir ons dat die Here vir Adam en Eva 2 pragtige seuns gegee het. Eva sê dan ook nadat Kain gebore is: Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Abel is ook deur die Here gestuur as 'n tweede seun. Kain was 'n saaiboer en Abel 'n veeboer. Hulle het beide offers aan die Here gebring. Maar die Here het nie die offer van Kain aangeneem nie, omdat sy lewe in die oë van God nie reg was nie. Kain het baie kwaad geword daaroor. En die Here antwoord hom: Waarom is jy kwaad? Bly weg van die sonde, want die sonde wil jou in sy mag kry. Die Here sê toe vir Kain hierdie woorde: Maar jy moet oor die sonde heers. Kain het nie geluister na die woorde van die Here nie. En toe hy en sy broer Abel in die veld was, het hy sy broer doodgeslaan. En toe die Here vir hom vra: Waar is jou broer? Hoor ons die woorde van opstand in Kain se antwoord: Ek weet nie, moet ek dan nou my broer oppas? Hy het nie net vir die Here 'n leuen vertel nie, maar hy was opstandig dat die Here hom daaroor vra. En die Here antwoord vir Kain: Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. En dan kom die Here en hy straf vir Kain oor hierdie vreeslike daad. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie vir jou opbrengs gee nie, jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Broeder en suster, die sonde is nie iets wat ek en jy in ons lewe moet toelaat nie. Die Here het vir Kain gesê: Jy moet daaroor heers. Kain wou dit nie doen nie. Hy het voortgegaan met sy sonde, en die Here het sy hand van straf oor hom uitgesteek. Bly weg van sonde.
Luister na die Here, doen wat die Here vra en verwag sy seën in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie nuwe dag en vir u goedheid en guns wat u mildelik oor ons as u kinders gee. Baie dankie vir die boodskap vanuit u woord vandag. Bevestig dit in ons harte deur die Gees. Laat ons die regte keuse maak, naamlik om vir u te lewe, om te heers oor die sonde en om weg te bly van verkeerde dinge. Maak ons gehoorsaam elke dag, Here, sodat ons lewens u sal behaag. Seën vir ons hierdie dag en vul ons met u vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.